Okay, so jou meeste kort kos, jy moet gras plant. Maar jy het nie noodwendig die hektaar of die geld om daai groot dik planters te koop nie. Een equipment het vir jou 'n plan gemaak. Kyk, daai planters wat hulle hierso het, fynsaadplanters, hulle kan enige ding met daai goeders in die grond sit of 'n kleintjie of 'n een wat ek maak altyd agter die kwaad dak. Praat met Adrian, gaan my 'n bietjie meer vertel. Check hierso. Adrian, like it. Lekker, dankie. Ja, doodstil rustig. Okay, so julle het nou 'n sakpasplan gemaak hierso, nê? Nee, om seker te maak dat ek my saad in die grond kan kry. Verduidelik my gou 'n bietjie rondom hierdie planters. Waar het jy gedagte agter dit gewees? Okay, so die idee agter hierdie planters is jy kry maar baie ouens wat in hier in die noorde van die land veral het plotte of klein plasies. Ons praat dus nou van jou tipiese plotte is 8,5 hektaar. Ja. En jy kan nie 'n paar 100 000 rand se plante regverdig vir so 'n klein stukkie nie. As jy ou net 'n halwe of 'n derde of 1 hektaar wil plant, dan soek hy ietsie kleins uit 'n klein trekkertjie, miskien 'n Massey 135 of 'n Faaljapie en dan soek hy iets om sy cover crops of sy gras te plant. Of ek sien hierso jy kan sommer agter die cruiser ook haak, nee. Agter die cruiser, agter 'n quad bike, agter jou Jimmy GP. Net soos jy wil, maar op die einde van die dag, dit gee vir jou 'n tool. Dan kan jy actually die geld uit jou cruiser uithaal ook vir 'n slag, nee. Ja, en 'n bietjie speel met jy. En verduidelik my gou, okay, hoe werk hier besigheid? Want ek sien hierso hierdie armpies wat vir my interessant is. Ek kyk nou sommer hier op met hierdie rubbers hier voor vas is. Verduidelik my gou. Okay, kom ek verduidelik gou. So hierdie is 'n tand. So hy skyn hier op daai rubber. Dis sommer sy veeraksie ook. En hy het nou nie bussies en goed wat uitsluit nie. Daai rubbers doen die hele werk vir hom. So dan het hy nou 3 verstellings wat jy sy styfheid kan stel, hoe hard hy afdruk. Hierdie tand maak nou basies jou voetjie oop. Enige iets so tot op 'n 50 mm diep, tipies vir jou cover crops en gras en so. En dan kan jy hom met een boutjie waarmee jy hom stel om hom vlakker en dieper te stel. Baie maklik. Jou saadbuis self, kyk hierso stel jy na jou tand, so jy stel net daai boutjie op en af vir jou diepte. Jou saadbuis het jy nog eene en jy kan hom ook stel dat hy nou dieper of vlakker gooi. Oh, dis maar dis slim. So hier's maar jy 'n bietjie kop geëet hierso, nê. En dan het jy nou jou toetrap wielietjie. So die vorm van hoe die tand loop, hy gooi baie lekker jou materiaal af, so jy kan noutel met hom. Jy sou tipies in hierdie smitsvinger net kon ingeplant het met hom en hy sou nie probleme gegee het nie. En luister, jy het nou letterlik gegaan en 'n sakpasplanter gaan bou, nê. Dit is reg, ja. En dan ek wil net gou seker maak jou pype, kom ons gaan nou kyk hoe lyk die uitmeters. Verduidelik my gou hierso. Hulle loop net met hierdie PVC pype af die kant. Ja, dis maar net dat hy kan, kom ek wys net so as hy nou skenier of as hy nou op en af beweeg, dan kan jou pyp se hoogte lekker maklik. Ek is met jou. Stel. En dan zeg my aandrywing, die werk is met die kontak. Die aandrywing loop van die grond af, so hy is maar met hierdie wielietjie draai jou uitmeters. Yes. Die rede hoekom dit so is jy kan hierdie ding ook met 'n dropbaar gebruik en dan het hy 'n opligmeganisme wat nou nie nou hier op is nie, maar dan swaai die wiele af om die planter op te tel uit die grond uit as jy wil draai. O, baie cool. So dan gaan die wielietjie nou nie dan diskonnekteer hy sodra die planter oplig. So dan sit ek hom net op dan haak ek hom net letterlik soos ek is net aan die bakkie of so. En hierdie is op 'n 3-punt. Ja, hierdie soos hy nou hier is net op die 3-punt. Okay, en dan hierso stel ek dan nou net my saad, nê. Ja, kom ek wys jou met die ene. So hierdie klapie maak jy oop en toe. Hy het 'n as wat draai. En daarvolgens hoe kleiner hy oop is, maar net hoe minder gooi hy uit op 'n slag. Hy kan uitgooi van tef tot op haver en mengsels. Reg deur die bank, die hele bank, kunsmis alles. Dit is 'n gepatenteerde uitmeterstelsel hierdie wat ons laas jaar geregistreer het. En so jy sien, hy is ook 'n 2-kompartement kus, so hy het 'n sorry master. Hy het ja, so en dan hy bo en dan hier onder is die ander een. Ja, so daar onderkant sit jou ek het nou hulle is nou nie los nie. Ja, die uitmeters van daai. Uitmeters hierdie klappies kan jy net afhaal wanneer jy wil werk hierso of kalibreer of iets, maar hulle gooi die saad basies beide in dieselfde pyp af en dan gaan hy na die grond toe. Right. En dan wat se grootte kry ek hom?
Ons bou hom, hierdie is bou ons nou al 'n rukkie. Hulle is 'n 5 ry. Ja, Ons bou basies net die 5 ry. Hy is maklik om kleiner te maak na 'n 3 ry toe. Maar ja, ons bou nie, jou quads kan nie 'n groter een sleep as jy nie, so hom bou ons tans nie in 'n groter wyte nie. so basically daarso is jou 5 ry wat jy daar. En waarna kyk ek so plus minus kostes gewys op hom? So tussen 60 en 70, afhangende van of jy nou die drawbar byvat, is 'n bietjie En hoe jy ekstra. hom spek 'n paar ander goeders. En dan vertel my gou vinnig hierdie fynsaadplant. Okay, hierdie fynsaadplantertjie selfe idee, behalwe hy werk op 'n mooi voorbereide saadbed. Ja, Kom ons sê sy saadkus is 'n enkel kompartement, as ek hom nou kan wys vir julle hierso. yes. Stainless steel saadkusie om vir langer hou, hy roes nie en goed is nie. En hy het dieselfde uitmetermeganisme op. Jy stel hom Yes. net daarso. Baie goeie resultate met lucern en tef en selfs bloubuffel en al die ander grasse. Maar tipies, ek meen dis die tipe van goeders wat ek nou kan vat, want ek sukkel altyd. Ek wil nou tussen my pekanneute byvoorbeeld cover crops vestig, Ja. né? Ek kan nie met my ander trekkers inkom waar ek moet inkom nie. Nou kan ek langs die boom gaan verbyry met daai ding. Dis reg. Die ouens plant sypaadjies langs hulle grondpad op hulle plaas, plant hulle vir hulle Ja. tef van oes hulle dit sommer of hulle laat wy hulle diere daar. Hulle plant brandpaaie met hierdie ding agter 'n jeep of agter die bakkie, sleep hom daar al om die plaas. Dan het jy nou ekstra voer in die winter daarso vir jou diere. Baie lekker planter veral in die Karoo en daai areas sit jy met ouens wat relatief klein blokke lucern plant of gras. En hulle plase is klein, hulle het nie groot trekkers nie. Dis die ideale plantertjie vir daai tipe groot plase. Ons bou hom nou in die 1.3 en dan is ook die 1.8 van presies. Hy's net 'n klein bietjie wyer wat ons bou. Sê vir my, hoe kom ek met julle in kontak? Ek stel nou belang in van hierdie goeders. Julle kan net julle kan op die internet intik Eden Equip. Ja, Ons webwerf sê maar basies dieselfde, Eden Equip, Eden en daar's Equip.co.za. en daar's jou nommer. Daai is my nommer. En ons het 'n baie lekker YouTube kanaal met klomp van die planters op en ons het ook Facebook blad met al ons goed op en ons het 'n aanlyn winkel waar jy die goed kan bestel en koop en so. Ons hulle is sommer geriek. Ja, ons het nog baie ander kleinskaal met handplantertjies en skoffeltjies en goed wat ouens sommer net aanlyn koop, dan koerier ons dit vir hulle oral deur die Suid-Afrika. Uitstekend. Adrian, dankie baie. Dis lekker geweest. Right, dit is Adrian hierso van Eden Equipment by Agricol se Groendag. As jy sakpasplanters soek, dit is nog 'n stainless steel ook actually. Daarso, nou weet jy het jou antwoord linkie bo hieronder. Kom jy met hom in kontak. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.